Dis Dieremaniere, 'n RSG Backbazaar vir elke dier en sy manier. Ek is Elsje van Jaarsveld, saam met ons produksieregisseur Via Nel. Vandag kuier ons in die besige nuuskantoor van Marula Media. Maar moenie dink hier is net joernaliste en rekenaars nie. Hier is ook 'n Golden Retriever wat die pas aangee. Ons gesels oor Japie, 'n hond wat al vir 10 jaar lank die gemoed van joernaliste lig wanneer die nuusdag 'n bietjie swaar raak. Susan Lombard, die hoof van Marula Media, vertel vir ons van die vreugde, die verleenthede en wat dit verg om 'n 4-voet kollega in die werkplek te hê. Verlede week het ons die pad gevat na die Kruger Wildtuin. Ons het saam met Dr. Sam Ferreira gekyk na die gesofistikeerde bestuur van olifante en hoe hulle bewegings tussen landsgrense gemonitor word, dit terwyl die wildtuin sy eeufees vier. As jy dit misgeloop het, gaan luister gerus na daardie episode op ons digitale platforms. Maar nou is dit tyd vir Wian se dieregeleide vasvra. Luister bietjie hier. Kan jy raai wat maak hierdie geluid? En vandag se leidraad is: hierdie dier word dikwels beskou as die gevaarlikste soogdier in Afrika. Hulle hou baie van water, maar moenie dat hulle lomp voorkoms jou flous nie. Hulle kan vinniger hardloop as wat jy dink. Bly ingeskakel, want na ons gesprek met Susan Lombard gee Wian vir ons die antwoord. Susan is die hoof van Marula Media en sy vertel vir ons presies hoe Japie die atmosfeer in 'n besige kantoor kan verander. Susan Lombard, ons ken haar van Marula Media en vandag praat ons oor 'n kantoorhond. Dit is nou wat ons vir Japie kan noem. Baie welkom by Dieremaniere. Dankie, dis vreeslik lekker om met julle te gesels vandag. Nou, ons het al gehoor dat 'n hond amper aangestel word by 'n kantoor, dis om bietjie die gemoedere te lig of mense 'n meer 'n sagte kant van die wêreld so elke nou en dan aan te herinner. En julle het juis dit omarm. En die Golden Retriever wat julle so 10 jaar gelede aangeneem het by Marula Media, Japie, en ons gaan nou alles hoor van Japie vandag. Maar waar het die idee vir julle begin en waar het julle kans gesien? Hoe het julle kans gesien om 'n Golden Retriever groot te maak by die kantoor? Ja, weet jy, Asja, dit is 'n interessante storie. Ons het nog altyd dinge so 'n bietjie onkonvensioneel gedoen of probeer doen om 'n interessante kantooromgewing te skep. En Marula was 5 jaar oud toe ons besluit, ek het sommer gedink, wat kan ek vir my span gee wat spesiaal is, wat nou nie sommer 'n tray of 'n mooi baadjie of 'n koffievles is nie, wat kan ek vir hulle gee wat regtig iets gaan beteken? En uiteraard, soos jy ook sal weet, is daar maar altyd baie spanning in 'n nuuskantoor en baie druk en dit is nie altyd die maklikste omgewing om in te werk nie. En toe dink ek, maar wat daarvan as ons 'n hond kry? Wat daarvan as ek vir my span 'n hond gee vir ons 5de verjaarsdag? En dit was aanvanklik eintlik net so 'n bietjie, dink ek, 'n lawwe idee. Hoe meer ek daaroor gedink het, hoe meer het ek gedink, maar dit kan werk. Wat dan nou beter in 'n nuusomgewing as 'n terapiehond wat vir mense 'n bietjie kan vreugde bring en wat hulle bietjie mee kan gaan stap as hulle nodig het om asem te haal. En watter beter hond dan nou natuurlik ook as 'n Golden Retriever of 'n Labrador of daai tipe hond wat gebruik word vir terapie. So ek het toe nou die soektog aan die gang gesit. Ek het nie lank vooruit daaraan gedink nie. Ek het maar enkele dae voor ons 5de verjaarsdag gedink daaraan en toe blitsig rondgesoek en toe dan gelukkig 'n paar Golden Retrievers gekry wat te koop is, klein babahondjies. Ja, en so het Japie deel geword van Marula se kantooromgewing. En nou 10 jaar daarna, na daardie 5de verjaarsdag, het Japie regtig diep spore getrap en 'n hele storie. So ons sal nou die hele storie hoor en wat julle ervaring was, maar is jy persoonlik ook lief vir honde? Want andersins sou jy waarskynlik nie daardie besluit geneem het nie. Ja, ek is baie lief vir honde. Ek dink dit is maar 'n familieding. Ons almal almal in ons familie is baie lief vir honde en ek wou nog altyd 'n Golden Retriever gehad. Dit lyk net altyd vir my as ek die Afrikaanse naam is natuurlik 'n goue apporteerhond. Ek dink nie enigiemand weet wat dit is nie, maar dit is inderdaad die Afrikaans. Maar ek het nog altyd gedink, joh, dit lyk van 'n so wonderlike honderras om te hê en dit was toe nou vir my 'n goeie geleentheid om sommer te voel hoe dit voel om 'n Golden Retriever te hê en dan is sommer ook vir Marula ietsie spesiaal te doen. So ja, nee, ek is nog altyd baie lief vir honde en Japie het my liefde vir honde net baie meer gemaak. En daar bring jy die klein hondjie vir die 5de verjaarsdag na jou personeel toe. Ek weet nie of almal ewe opgewonde was nie, want daar is mense wat baie lief is vir honde, maar daar's ook mense wat nie noodwendig was nie. Wat was die ontvangs?
Ja, weet jy wat, ek het die mooiste foto's van hoe die span, ek het vir hulle gesê ek het hulle verrassing en hulle het bespiegel wat dit is en ek het uitgegaan, my pa het nog die hond vir ons aangery en daar buite gewag tot ek vir hom gesê het ek kan nou maar inkom. En ek sal nooit my span se gesigte vergeet toe ek met Japie in die kantoor instap nie. Hulle was oorbluf en ag, dit was so mooi. Almal het op die vloer gaan sit en almal het hom vasgehou en almal die trane het geloop. Dit was ongelooflik om te sien wat se vreugde hy sommer net van die begin af gebring het en hoe mense kon nie glo ons het 'n hond nie. Hulle kon nie glo ek het vir die kantoor 'n hond gekoop nie. En daar was enkelinge, mense het mos maar altyd die meer praktiese mense wat dadelik gewonder het, maar wie gaan na die hond kyk en waar gaan die hond 'n draai loop en al die praktiese goedjies. Maar ek wil sê 90% van die span en selfs daai 10% wat aan die praktiese goed gedink het, was opgewonde daaroor en het gedink dit is 'n fantastiese idee om 'n kantoor om te kry. Nou so 'n hond bereik sy tienerjare en dalk meer sy volwasse jare, sekerlik hier by 3, 4 jaar en dan raak hulle bietjie rustiger. Maar aanvanklik is dit baie besige hondjies. So daai storm en drang jare, ek wil amper sê tot en met 2, 3 jaar. Hoe was dit in die kantoor of dalk was dit juis daar's soveel mense, daar's soveel energie, maar hierdie hondjie moet ook versorg word soos 'n babietjie. Ja, ja, jy is heeltemal reg. Ek dink ons het en dit is een van die belangrike goed dink ek wat ons geleer het. Kyk, daai tyd was dit nog deesdae hoor mense meer gereeld van 'n maatskappy wat 'n kantoorhond of 'n kantoorkat of 'n kantoorhoender of 'n een of ander kantoordier het. Maar in daai 15 jaar terug was dit 18 jaar terug was dit natuurlik nog nie so algemeen nie. So ons was maar so 'n bietjie aan onsself uitgelewer om agter te kom wat werk en wat werk nie. En een van die goed wat ons mens dink maklik 'n klein hondjie, Japie was so 3 maande oud toe ons hom gekry het en mens dink maklik dis net pret en vreugde, maar ons het gou agtergekom sies tog wat ek vermoed is, ek probeer nou dink aan die Afrikaanse naam, maar ek vermoed ek het hom by 'n onwettige teeler gekoop sonder dat ek dit besef het. En ek het na die tyd as ek terugdink aan die plek waar ek hom gekoop het, dan dink ek daar was tekentjies dat dinge nie dat alles nie reg gedoen is daar nie. Een van die goed wat ek raak gesien het is dat Japie baie angstig was. Hy was 'n baie gespanne hond, maar van kleins af. En eintlik het hy in my kantoor gebly die meeste van die tyd. Hy was te bang om uit my kantoor uit te kom en hy het oral gegaan waar ek gaan. En dit was nie eintlik wat ons verwag het nie. Dit was nie die lawwe spelerige hond wat die kantoor vol gehardloop het nie, want iewers het daar goed gebeur wat ons nie eintlik geweet het wat met hom gebeur het nie. Maar mettertyd het hy ontdooi en uit die kantoor uit begin kom. Almal het maar hom kom haal in my kantoor en dan met hom gaan stap en dit was vir hom verskriklik lekker, al hierdie aandag wat hy kry. Maar ja, hy was maar ek dink ook omdat Golden Retrievers so slim is. Mense moet dit ook maar onthou. Hulle is baie slim honde. So die vreemde omgewing met baie mense was eintlik vir hom 'n bietjie oorweldigend. Dit was eintlik maar een mens gesoek by wie hy tuis en veilig voel en hy het al die ander aandag geniet, maar uiteindelik het hy maar een mens uitgesoek en gelukkig was dit ek gewees, maar hy het maar een mens gesoek by wie hy tuis voel en saam met wie hy wil wees die meeste van die tyd. En kon hy goed aanpas as jy dalk moontlik vergaderings gehad het, mense wat in jou kantoor in moes kom? Dit was nou seker vir hom ook baie lekker om mense te ontmoet, maar heeltyd in jou teenwoordigheid. Ja, ag later het hy meer ontspan en so bietjie saam met ander mense ook, wel nie bietjie nie baie, later het hy tuis geraak en 'n hele paar gunsteling mense in die kantoor gehad en mense by wie hy gaan date en mense soms hy gaan stap het en soms het hy saam met ander mense huis toe gegaan ook in die aande. Hy het so 'n program gehad en volgens dit het ons bepaal saam met wie gaan na huis toe. Ja, maar hy was baie by my en ons het baie snaakse insidente ook natuurlik gehad. Daar's baie pret ook en snaakse oomblikke wanneer 'n mens 'n hondjie in die kantoor het. Ja, ons het aangepas daarbey en hy het aangepas by ons en uiteindelik was dit baie lekker. Ek dink een van die belangrike goed wat ons geleer het was maar net dat hy een baas wil hê en uiteindelik ons het uiteindelik gelag. Ons het in 'n stadium toe ons agterkom dit gaan nie so goed met Japie se gemoed nie. Dit voel net vir ons hy's nie gelukkig nie. En toe het ons iemand gekry wat dieregedrag bestudeer en toe 'n vreeslike vreemde vrou opgespoor wat na Japie kom kyk het. Ons het nie heeltemal ons het nie heeltemal geweet waarvoor dat ons in nie, maar sy het hom toe nou so dopgehou en gekyk hoe hy loop en gekyk hoe sy interaksie met mense en toe het sy vir ons gesê hy het 'n baie donker aura. Sy's baie bekommerd oor die hond want sy aura is baie donker. Dit was 'n bietjie geskrik, maar toe uiteindelik het ons maar net besef Japie soek net een huis. Dis maar eintlik die belangrike ding. Hy wil nie elke aand na iemand anders se huis toe gaan nie. Hy's gelukkig om deur die dag by 'n klomp mense te wees, maar in die aand wil hy na dieselfde huis toe gaan en hy wil weet hy's veilig en tuis. En toe het hy begin om elke aand na my huis toe te kom en van daar af het dit eintlik baie goed gegaan met hom. En is sy donker aura toe nou ligter nadat hy nou elke aand na jou huis toe gekom het? Ja, aansienlik ligter, ja. Het jy die doel gedien? Ja. Want in 'n nuuskantoor werk jy met stories wat so erg is dat jy dit baie keer nie kan neerskryf nie of baie keer moet jy 'n waarskuwing plaas vir lesers om te sê hierdie kan sensitiewe lesers ontstel en nog steeds is jy daarmee doenig. So het Japie wel daai warmte gebring na die kantoor.
Ja, weet jy wat? Ek dink mens kan maklik dink vir 'n hond om 'n terapiehond te wees, moet hy opgelei wees om 'n terapiehond te wees. Maar dit is natuurlik so as hulle ek wil nou sê ernstige werk moet doen, as dit nou 'n gidshond is of 'n daai tipe hond. Maar ons almal weet, navorsing wys dat diere ongelooflik terapeuties is, veral diere waaraan jy kan raak, 'n kat of 'n hond of so. En dit is iets wat ons regtig ervaar het. Japie het baie sommer aan die nuuskantoor gaan lê in die middel van die nuuskantoor en ek het baie keer daar ingekom, dan lê een van die joernaliste op die grond by Japie. Dan lê een van die honde saam met Japie op die mat en lê sommer net by hom en hou hom vas en of speel met hom of gaan stap met hom en as hulle terugkom dan lyk hulle sommer of dit beter gaan met hulle. So hy het definitief daai kalmerende effek gehad. Baie pret gehad. Ons het een persoon in die kantoor gehad wat in 'n stadium onthou ek het sy vir Japie, hy was baie lief daarvoor om goed te trek en goed rond te draai, is nou nog lief daarvoor en sy het op 'n stoel gesit en dan Japie haar, ek dink amper hy het haar aan, sy het vir my serd gehou en dan het hy haar die kantoor vol gesleep op haar wielietjie stoel. Dit was vir hom die lekkerste ding om haar die hele kantoor deur te trek. So ons het baie pret gehad. Dit was regtig baie goeie oomblikke en ek dink hy het definitief die doel gedien om vir die span vreugde te bring en troos te bring. Ek kon regtig baie keer sien hoe mense sommer net ontspan en nou nog, Japie is nou al 10 jaar oud, maar ek kan nou nog sien as ek vir Japie saambring kantoor toe, hoe almal se gesigte ophelder die oomblik as hy by die kantoor instap. Ag, ou En dit is vir almal lekker is om hom daar te hê. Dit is regtig nog steeds 'n vreugde. Baie kere het 'n hond wel 'n aanvoeling vir iemand waarmee dit nie so goed gaan nie. Kon julle dalk agterkom of Japie dan toenadering soek by daardie persoon wat dalk besig is met 'n moeilike storie? Julle skryf oor plaasmoorde, jy weet, julle skryf oor korrupsie, bedrog en so meer. En dit gebeur nou maar dat dit 'n joernalis se gemoed kan aanraak. Sou Japie self toenadering gesoek het in so 'n situasie? Ek dink hy kon soms aanvoel as dit in die nuuskantoor oor die algemeen moeiliker gaan. Dan sou hy meer tyd daar spandeer en sommer op die vloer by hulle gaan lê. Maar wat ek ook maar agtergekom het is dat hy veral omdat ek hom nou maar hoofsaaklik groot gemaak het, dat hy met my baie 'n fyn aanvoeling het vir wanneer ek nodig het dat hy naby my is. So hy het so 2 of 3 mense gehad veral met wie hy in goeie voeling was. En ja, maar definitief het hy 'n aanvoeling nou nog vir wat die atmosfeer is en vir waar hy nodig is om iemand se gemoed 'n bietjie op te lig. Kan jy so 'n bietjie prettige oomblikke in sy jonger dae met ons deel? Jy het nou gepraat van hierdie serp en hierdie wielietjie stoel en daar gaan die joernalis en die hond. Maar daar moet ook Daar's- seker ander wees wat jy kan deel vandag. Ja, weet jy wat, daar's 2 lekker stories, maar die een wonder ek nou of ek dit nou moet vertel, maar dit is baie snaaks. Ons het enige afspraak gehad met Connie de Villiers het by ons kom 'n draai maak en ek en Annelies Brits, ons daai tyd se projekbestuurder, sit toe saam in die kantoor, saam in my kantoor en Japie lê onder die tafel. En Connie het nie vir Japie gesien toe hy inkom nie. Japie het reeds onder die tafel in my kantoor gelê toe hy inkom. Ek het so 'n ronde tafel in my kantoor gehad en ons drie sit toe daar in sy vergadering en ons het toe nou in daai stadium nog nie vir Connie baie goed geken nie en nog nie baie saam met hom gewerk nie. So dit is nou maar 'n redelike formele vergadering en in 'n stadium besef ek Japie is besig om winde te los onder die tafel. Maar Connie weet nie dat daar 'n hond in die vertrek is nie. En ek weet nie, moet ek gaan sê, hoor ek Connie is 'n hond onder die tafel nie. En ons het maar so 'n bietjie aangegaan met die gesprek en ek kan op almal se gesigte sien, hierdie is 'n dilemma. Ons almal wonder wat is besig om te gebeur. En toe ons uitloop, toe staan Japie gelukkig op. Toe sê ek vir Connie, ek wil net vir hom sê is 'n hond en hy sê, "Oeg, dankie tog, want hy het nie geweet wie in hierdie vertrek is dit wat die winde los." Oh. So dit was 'n ligter oomblik en ons het een keer 'n onderhoud met iemand gedoen en Japie het ook onder die tafel gelê en ons het gesien die kandidaat lyk vreeslik ongemaklik. Ons het om die raadseltafel gesit en die kandidaat het baie ongemaklik gelyk en toe ons opstaan om uit te stap, het was dan 'n bietjie van 'n formele en 'n stywe onderhoud en toe ons opstaan om uit te stap, toe staan Japie ook op en hy stap saam en die dame lyk so verlig. Sy sê dankie tog, sy het gedink iemand is besig om met haar voetjie te speel onder die tafel. En intussen tyd is dit Japie wat teen haar voete lê. En sy het gedink by hierdie plek wat hy glad nie werk. Oh, goed, so in 'n stadium het jy nou besef dat Japie net saam met jou of ten minste net saam met een persoon wil huis toe gaan. So Japie wille gesin gehad het en behoort aan 'n spesifieke een. Dink jy daardie temperament is net aan Japie of is dit daai rashond wat daai persoonlikheid en karaktereienskap het? Ek dink nou dat ek meer van hulle geleer het, dink ek dit is nogal tipies van die ras. Ek dink as 'n mens iets soos 'n kantoorhond wil hê, is daar waarskynlik ander soorte rasse wat beter is met 'n groot verskeidenheid mense. Ek dink as 'n mens dink aan die tipe werk wat 'n opgeleide golden retriever of 'n opgeleide terapiehond doen, dan is dit maar tipies is hulle verbind aan een mens en is hulle gee hulle vir een mens die mensterapie.
So ek dink ons het 'n fout gemaak om te dink dat dit 'n goeie hond is vir 'n groot groep mense. Dit is nog steeds, maar hulle geaardheid is so dat hulle een mens wil hê. Hulle wil hulle mens hê vir wie hulle verantwoordelik is en vir wie hulle lief is. Ja, ek dink daar's ander rasse wat dalk meer van ons amper sê meer pret is en meer ekstroverte is. Mense dink maklik so 'n pragtige, dierbare, sagte hond is 'n ekstrovert en hulle is baie intelligent natuurlik. Maar dit beteken nog steeds nie dat hy het maar soms kon ons sien baie gespanne geraak as daar baie mense op kantoor is en dan moes ons hom 'n bietjie uitvat of ek moes hom vir 'n paar dae by die huis los. Daar was maar tye wat vir hom ook, of as daar vreemde mense in die kantoor en wat kom, dit was ook vir hom nogal spanningsvol en dit het ook vir 'n paar verleenthede en snaakse oomblikke gesorg, maar hy was nie gemaklik met vreemdelinge in die kantoor nie en baie beskermend ook. Dis ook nogal iets van hulle. Hulle is nie aggressief nie, maar baie beskermend teenoor die hele span. So dit het dikwels gebeur dat daar besoekers is en dat Japie knor of grom of blaf vir 'n besoeker, eenvoudig omdat hy sy mense wil beskerm, maar dan moes ons maar gou-gou mooi verduidelik, hy's nie aggressief nie. Dis maar net omdat hy lief is vir sy mense dat hy so optree. En toe moes jy nou Japie noodgedwonge deel van jou gesin maak. Ek weet nie of jy ander honde gehad het nie, maar hoe het jy dit geïntegreer? Ja, ek dink die ander honde was makliker as die gesinslede. Alhoewel almal was dadelik baie lief vir hom. Almal in my gesin, ek het 'n seun en 'n dogter en my man. Die plan was nie om nog 'n hond te kry nie. So ek dink dit was vir almal so 'n bietjie van 'n aanpassing toe ons na die dag besef Japie gaan nou deel van ons gesin word. Hy is nou nie meer net Marula se hond nie. Maar hy is so dierbaar en dit is so maklike tipe hond om verlief te raak dat dit nie lank gevat het. Selfs ons ander honde het baie vinnig tuis en gemaklik geraak met hom. So dis 'n groot hond. Ek dink dis 'n ander ding wat 'n mens moet besef van 'n Golden Retriever. Dis nie 'n dis 'n dierbare hond, maar hulle is regtig groot. So mens moet spasie maak vir 'n groot hond in jou huis en in jou lewe. Selfs by die kantoor het ons besef, joh, dis 'n groot hond, hy eet baie, hy neem baie spasie op. As jy hom saamry iewers heen, dis ook 'n praktiese implikasie. Ek het besef ek moet kinders aanry skool toe, so as ek vir Japie saam van kantoor toe dan het ek dikwels halfpad op iemand se skoot gelê of hy moes maar in die kattebak klim of so iets want hy's 'n groot hond om rond te ry. So dit was daar is maar my gesin was van die begin af baie lief vir hom en nou nog ek dink hy is maar die witbroodjie in die huis, almal is baie lief vir hom en hy is 'n deel van ons gesin. Ja, dit kan nie anders nie. Nou Japie is 'n hond en Japie moet ontwurm word en so het Japie seker nou baie fisiese kontak met jou spanlede. So daar seker mediese oorwegings wat mense ook moet oorweeg en heeltyd in ag neem. Ja, dit is reg. Dit het ons ook 'n bietjie onkant gevang. Ons het gelag toe ons op 'n dag toe Japie vir sy roetine ondersoek gaan en die veearts gee vir hom 'n ontwurming en ek besef maar jette, maar as hierdie hond op 'n gereelde basis ontwurm word, dan beteken dit waarskynlik dat die span ook op 'n gereelde basis ontwurm moet word. En dit is iets waaraan ons nie gedink het nie en dan moet jy vir jouself vra wat is ons aanspreeklikheid as 'n werkgewer? Is ons verantwoordelik daarvoor om ons personeel te ontwurm of is dit nie ons verantwoordelikheid nie want daar's nie reëls vir hierdie goed nie want mense het nie kantoorhonde nie. So ons moes maar agterkom, ons moes maar uitwerk hoe werk dit en besef daar is mense wat byvoorbeeld ons het nie gedink aan allergie nie. Is daar iemand wat allergies kan wees vir 'n hond? En gelukkig was daar niemand nie, maar dit is goed waaraan ons nie noodwendig voor die tyd gedink het nie. So ek het maar daar in die begin toe hy nog klein was toe as honde nou maar meer geneig is tot iets soos 'n wurminfestasie, het ek maar so 1 of 2 keer vir my span ontwurming gekoop op die werk se rekening en daarna het ons maar net gesê jy moet maar net sorg dat jy gereeld in elk geval 'n goeie gewoonte. So jy moet maar net sorg dat jy gereeld ontwurm word. Ek onthou ek het een personeel het gehad wat toe ek die eerste keer vir hulle die ontwurmingspilletjies uitdeel. Toe vra sy vir my, voor sy die pilletjie by my vat, toe sê sy vir my, sy wil net weet wat is die simptome daarvan? Hoe weet 'n mens as jy wurms het? En ek sê vir wel die belangrikste die grootste ene is jy sal gewig verloor. En sy gee van die pilletjie terug, sy sê ek dink ek wil my wurm nog so 'n bietjie hou. Ja, dis een manier om daarna te kyk. Nou die naam wat jy nou gekies het, is ook nou nogal uniek, Japie. Japie is nou nie elke hond se naam nie. Mens sal eerder dink aan Boelie en Japie kan nou jou kollega se naam ook wees. So, hoe het julle op Japie besluit? Ons het gestem vir die naam, ons het 'n klomp name in 'n hoed gegooi of daar was nominasies, anonieme nominasies, ons het dit baie demokraties hanteer en toe het ons al die name wat ingedien is, het ons voor gestem en Japie is toe nou die naam wat ons gekies het, maar dit was ook 'n lekker naam want ons het ek dink amper dit was my voorstel nog as ek reg onthou en ons het gedink Japie is eintlik 'n stadsjapie want hy word in die stad groot, maar hy kan ook 'n plaasjapie wees en beide terme veral 'n plaasjapie is so 'n lekker verbintenis met Marula se handelsmerk. Die idee van jy's tuis en jy kuier lekker op die plaas en jy ontspan lekker, dat die idee van 'n plaasjapie was lekker en Japie is natuurlik 'n lekker Afrikaanse naam. So ek dink vir almal was Japie sommer net 'n lekker passing met hom gewees. Ja, dis baie oulik. Nou, julle werk in die media en julle is baie bekend met sosiale media. So Japie het toe nou in 'n
stadium sy eie Facebook-blad gekry. Wat het julle Ja. daar van Japie se doen en late gedeel? Ja, ons het maar as Japie saam met ons op 'n lekker uitstappie gaan het ons iets daaroor gedeel en Japie, wat is die regte woord nou? Ek wil amper sê hy was deel van ons handelsmerk. 'n Mascot is nie die regte woord nie, ek soek 'n ander woord. Maar hy was Ja, die 'n gelukbringertjie, is persoonlikheid. dit wat jy Ja, deesdae ook nie eens eintlik heeltemal nie. Ek dink deesdae sal mense hom 'n smaakmaker noem, 'n influencer. Mm. Want hy het soms 'n mening gehad oor goed. Hy het uit sy eie perspektief geskryf natuurlik op sosiale media en hy het baie keer vertel hoe beleef hy goed in die kantoor, wat het vandag met hom gebeur, wat is vir hom vreemd of interessant, goed wat mense in die kantoor aanvang. So dit was 'n lekker perspektief oor 'n nuusomgewing vanuit 'n hond se perspektief en ek dink wat lekker is daarvan is mense wonder baie keer hoe verloop wat gebeur in 'n nuuskantoor. Ek dink daar's maar baie onseker of onduidelikheid. Mense weet nie regtig wat gebeur als in 'n nuuskantoor nie. En om dit so 'n bietjie te vertel uit 'n hond se perspektief, was eintlik nogal lekker. Ja, het selfs 'n paar keer met 'n kamera op sy nek in die kantoor rondgeloop en interessante goed gedoen. So ja, dit was lekker om so 'n bietjie binne-inligting van hoe dit by ons gebeur met ons lesers te deel in deur Japie se oogpunt. So julle het ook 'n ateljee daar by Marula en julle neem baie dinge op soos 'n radiodrama of onderhoud wat julle publiseer. Het Japie nooit deelgeneem en geblaf op sekere tye wat dit nou nie eintlik baie welkom was dat daar 'n hond blaf nie? Nee, ek dink ons het vinnig geleer dat ons vir Japie maar moet eenkant hou as ons besig is met opnames of so iets, want dit het aan die begin ek dink 'n paar keer gebeur, maar ons het vinnig geleer as ons weer daar's 'n opname dan moet ons maar vir Japie in my kantoor hou of iewers anders. Maar gelukkig is die ateljee ook redelik klankdig. Ek dink ons poue is 'n groter probleem as wat Japie ooit 'n probleem was, want poue, 'n hond kan jy nog in 'n kantoor toe maak, maar 'n pou wat buite skree kan jy nie regtig stil maak nie. Maar nee, wat dit was nie 'n probleem Of daarom wou nie. hy nooit die poue jaag nie? Of die duwe? Ja. Nee, ons het al geweldige konflik gehad want ons het 'n span vol diereliefhebbers en ons het poue wat besluit het om nes te kom maak in ons tuin. Ons het 'n baie lekker tuin by Marula Media. 'n Baie mooi tuin en ons is daar op die Voortrekker Monument se terrein en daar is poue wat daar broei en hulle het besluit ons tuin is 'n veilige plek om kuikens groot te maak want dit is omheind so daar kan nie vreemde gediertes kan nie die kuikens vang nie. So elke keer as die poue se kuikens uitgebroei het, dan kom maak hulle tuis in ons stukkie tuin en hulle eet ons plante op. So ek is nie baie lief vir die poue nie. So wanneer Japie saam met my kantoor toe kom en hy jaag die poue, gee ek nie, hy het nog nooit een gevang nie. Ek dink Japie is 'n bietjie te lomp daarvoor. Hy kon nog nooit 'n pou gevang kry nie, maar hy verjaag hulle darm so 'n bietjie. En dan is dit baie keer tot die ontsteltenis van die mense in die kantoor, want dit het al gebeur dat die pou ma geskei word van haar kuikens, as die kuikens aan die een kant van die heining of die ma sit op die dak en die kuikens vlieg oor die heining en dan is my span bitter ontsteld en almal loop en soek kuikens om die kuikens en hulle ma weer te verenig met mekaar. Maar ag, ek voel my net Japie was eerste daar, dit is Japie se terrein. So as Japie voel dat hy die poue moet verjaag, dan gaan ek hom nou nie keer om dit te doen nie. Nou, het julle reëls gehad dat niemand nou vir Japie 'n bederfie mag gee nie, want dit was seker nou 'n groot versoeking vir almal om hom te bederf. Ja, inderdaad, hoor. Japie het vinnig geleer, daar's lekker goed. Ek dink dit is ook nogal iets wat tipies is van, wel, seker maar van baie honderrasse, maar van 'n golden retriever. Hulle is lief vir 'n lekker eetdingetjie en hy het gereeld gaan sniffel, hy het agtergekom waar bære mense hulle eet goed. So hy het presies geweet in wie se laai bære hulle wat. Hy het ook agtergekom mense gooi hulle toebroodjie papiere weg in die asblik. So hy het in die oggend as hy indraf, dan maak hy 'n draai by almal en die eerste ding wat hy daarna doen is hy sniffel deur almal se asblikke om te kyk of daar iets lekkers agtergebly het. So dan moet almal hulle asblikke op hulle tafel sit. Maar ek het gou agtergekom die mense wat Japie se gunstelinge is die mense wat 'n stukkie biltong in hulle laaibære vir wanneer Japie kom kuier. Dan sien ek daar gaan die laai oop of die onderkoekie en dan kry Japie 'n happie en so het hy maar sy gunstelinge uitgesoek. Die mense wat die lekkerste eetgoed gebring het, was Japie se gunstelinge. Maar ag, dit was ook, ons het aan die begin gesê moet maar net nie soos enige klein hondjie het aan die begin en ek wil alles geëet. Hy het rade geëet en hy het papiere geëet en hy het alles opgeëet, maar ons het gesê moet maar net nie ongesonde kos gee nie, maar ag, 'n ou bederfie maak ook nie regtig saak nie. Ons moes maar sy gewig so daai en dan moes ons vir almal sê Japie is nou op die dieet. Ons het nou nodig om Japie se bietjie in toom te hou vir 'n tydjie. Ag, maar as ek weer sien dan kom die biltong en die droë worsies maar weer uit en dan voer almal weer vir Japie. Nou Japie is nou al 10 jaar oud, so in die afgelope 10 jaar het julle baie aanstellings gemaak. Fenominale joernaliste wat julle al aangestel het. Maar dit moes seker ook gewees het al hierdie joernaliste moet met Japie oor die weg kan kom. Anders kan hulle nie 'n aanstelling kry by Marula Media nie.
Ja, ons het nogal aan die begin grappies gemaak en gesê, as jy nie lief is vir honde nie, of hy in onderhoude gevra, hou jy van honde? Want as jy nie van honde hou nie, dan kan jy nie hier werk nie. Maar ons sou daarom nou nie regtig iemand gepenaliseer het daarvoor nie. Maar ja, uiteraard was dit belangrik dat mense daarom ten minste gemaklik is met honde, maar ek weet nie of dit 'n joernalis ding is of wat dit is nie, maar ons het tog altyd elke liewe persoon wat daar aangestel is, was baie bly as hulle vir Japie vir die eerste keer ontmoet. Inteendeel, ons het 'n joernalis wat 2 golden retrievers van haar eie aangeskaf het nadat sy vir Japie ontmoet het, wel ek dink nie dis net as gevolg daarvan nie, maar sy is ook baie lief vir golden retrievers. So ek dink dit is ook maar 'n ding van joernaliste is, hulle besef die waarde van 'n troeteldier en spesifieke hond in jou lewe. So hy was nog altyd welkom. Wat ek wel gesien het, maar is baie van die mense wat daar was toe hy klein was, is nou nie werk nie meer by Marula nie. Hulle is intussen weg na ander plekke toe en 'n mens kan nogal sien wanneer hy op kantoor kom dat hy dieselfde mense gaan soek. Hy gaan soek mense wat hy geken het in hulle kantore en ek kry hom maar jammer as ek sien hy draf so deur die kantoor en hy soek spesifieke mense en hulle is nie meer daar nie. Dan besef ek sies tog dis vir hom ook maar 'n aanpassing elke keer wat iemand weggaan. Veral aan die begin, dan is dit maar vir 'n aanpassing om agter te kom. Sy mense is nie meer hier nie. Daar is nou ander mense wat op hulle stoele sit en wat ek ook een keer gesien het wat vir my baie besonders was, is ons het 'n joernalis gehad wat baie lief was vir hom en baie na aan Japie was en baie tyd met hom spandeer het en sy gaan toe weg. En ek dink sy was 'n goeie 3 of 4 jaar weg te kom kuier sy eendag. En toe sy by die voordeur instap, ek het nogal gewonder of Japie haar gaan onthou. En toe sy by die voordeur instap en Japie hoor haar stem in die voorportaal, toe spit hy sy ore en hy spring op en hy hardloop in die gang af na haar toe. En hy was so bly om haar te sien. En dit was my so mooi om te sien na 4 jaar onthou hy nog steeds hierdie mens en dat hy nog steeds spesiaal voel. Al is hy nie meer in ons kantoor nie. So dit was ook vir ons baie spesiaal. Ai, kan nie nou glo. Hy is nou al 10 jaar en dis nogal oud vir 'n golden Ja. retriever. Het hy enige mediese Ja. dinge waarmee hy sukkel tans? Weet jy, hy word maar oud. My hart is maar seer. Sies tog ou Japie. 10 is oud vir 'n golden retriever. Hulle word so tussen 10 en 12 jaar oud. So ek glo ons pas hom baie mooi op en hy kry goeie kos en goeie versorging. Maar soos wat 'n mens maar ouderdom probleme kry honde dit ook maar. En ek kan sien hy sukkel met artritis, so hy kry een keer 'n maand artritis inspuiting en hy kry pynpilletjies vir artritis en as dit koud is dan loop hy maar krom en skeef en hy word grys. Mens kan sien so in sy gesig en op sy rug. Wat kan sy haartjies maar grys word soos wat hy ouer word. Sies tog, ek kan sien hy word ouer en my hart is maar seer daaroor. Maar gelukkig het hy nie siektes nie. Ek laat hom maar so 1 keer 'n jaar vat ek hom vir die arts toe om 'n deeglike ondersoek te doen dat hulle alles toets en kyk of al sy organe nog gesond is. En tot dusver gaan dit nog goed met hom. So ek hoop ons kan nog 'n paar jaar van Japie se geselskap hê want ek weet so waar nie wat ek gaan doen die dag as Japie nie meer daar is nie. Ja, kry nog 'n Japie. Een Japie, kyk 'n Japie is mos nou enig in sy soort en die volgende Japie gaan ook enig in sy soort wees, maar daar's niemand wat hierdie Japie kan se plek kan gaan vervang nie. Dit is nou Japie het nou Ja. hierdie pad saam met julle gestap en amper saam met Marula Ja. groot geword. Ja, hy het. Ja, ek dink hy het. As ek kyk hoe klein was ons span die dag toe ons vir Japie gekry het 10 jaar terug en hoe groot is ons span nou en hoeveel van dieselfde mense is nog daar, dan het hy regtig saam met Marula groot geword, saam met Marula gegroei. Saam met ons deur baie fases gegaan en baie verjaarsdagpartytjies saam met ons bygewoon, saam met ons uit 'n paar parkruns saam met Marula se span gaan doen. Ja, ons het hom op interessante uitstappies saamgevat. So hy het al goeie avonture saam met ons gehad en saam met ons groot geword. En is vreemd om te dink, hy voel eintlik soos 'n spanlid wanneer hy daar aankom as ek in die oggend kantoor kom dan gee ek vir my toegangskaart. Hy's baie opgewonde as hy sien ons stop by die kantoor en hy besef hy's nou op kantoor vir die dag. En dan gee ek vir my toegangskaart en dan vat hy dit in sy bek en dan hardloop hy voordeur toe. Ek kon hom nooit leer om self die kaart te druk dat hy die deur kan oopmaak nie, maar hy hardloop by die voordeur en dan wag hy vir my om oop te maak en dan hardloop hy met die toegangskaart in sy mond die hele kantoor vol en groet almal. Van die kant af hardloop by die hele kantoor deur en groet almal met 'n swaaiende stert en baie opgewonde om almal te sien. En ek weet nie wat is die ding van die toegangskaart nie, maar dit is vir hom belangrik om dit in sy bek te hê as hy almal groet. En ek kan amper nie dink dat hy soos 'n spanlid, ek kan regtig nie dink dat dit eendag nie meer so gaan wees nie. Ja, Japie is een van julle joernaliste en dalk nog een van julle beste joernaliste ook gewees met alles wat hy vertel het vir Suid-Afrika deur sy Facebookblad. Ek kom nou agter dat Japie minder op kantore is. Dit is seker weens artritis en ongemak. Ja, dit is hartseer, maar ek het kom 'n volle dag op kantoor is vir Japie te lank.
Hy raak baie moeg en seer in die aand as hy by die huis kom, dan kan ek sien sy lyf is seer, want almal wil graag bietjie met hom gaan stap en natuurlik gun 'n mens dit vir hulle en vir hom. So almal gaan stap met hom en almal doen moeite met hom en kuier met hom en so, maar dan kan ek aan die einde van die dag sien hy's regtig moeg. So ek probeer sy tyd op kantoor maar so bietjie beperk en dit ook beperk tot dae wat ek net 'n halwe dag op kantoor is, sodat ek vroeër met hom kan huis toe gaan. Sê ja, ek kom al minder op kantoor en dit is my hartseer, maar ek sien ook in die oggend sy lyf is maar seer, is vir hom seer om in die kar in te klim en is seer om uit te klim aan die ander kant. So ek wil dit ook nie vir hom sleg maak nie. Hy geniet dit nog steeds om kantoor toe te gaan, maar ons beperk dit maar so klein bietjie ter wille van hom. Nou, jy's glad nie spyt dat jy vir Japie gekry het nie, alhoewel jy vroeër in die onderhoud vir my gesê het dalk moes dit 'n ander honderras gewees het. So as jy nou vandag terugkyk oor die afgelope 10 jaar, wat sou jy anders gedoen het met Japie of het dinge maar so verloop soos wat enige maatskappy, enige gesin, enige organisasie groei? Ja, ek dink nie ek sou iets anders wou gedoen het nie, net omdat ek weet hoe vreeslik baie vreugde hy vir ons gebring het. Ek dink nie ek sal 'n ander honderras dalk kies 'n volgende keer, maar ek is nie spyt dat Japie oor ons pad gekom het nie. Ek dink dit was en is nog steeds 'n ongelooflike ervaring om 'n hond in die kantoor te hê. En ja, ek dink nie daar's enigiets wat ek anders sou wou gedoen het nie. Ek dink ons het mooi na hom gekyk, almal kyk mooi na hom en hy bring groot vreugde. So ons het al kinders gehad wat by hom kom kuier. Ons het onlangs Soltek het ook 'n hond. Hulle hond se naam is Milies en Milies het onlangs 5 jaar oud geword en Japie en Helpende Hand se hondjie Mila toe Milies se 5de verjaarsdagpartytjie gaan bywoon. Ons het lekker partytjie gehou. So ja, ons het al sulke goeie oomblikke gehad en ek dink nie daar's iets wat ons anders sou gedoen het nie. Miskien hier en daar sou ek ek weet nie, dit was eintlik net goeie tyd saam met hom. As jy nou vandag raad het vir ander maatskappye wat dit mag oorweeg of dalk nooit eers oorweeg het nie, maar nou kan hoor dat hulle eintlik 'n kantoorhond nodig het, wat sal daai raad wees? Ek dink een van die belangrikste goed is regtig dat 'n mens dis amper soos 'n gesin wat 'n hond aanneem sonder om dit mooi te deurdink. Ek dink ons het dit mooi deurdink. Ek het met 'n hele paar van my spanlede geklankbord om seker te maak of hulle ook dink is 'n goeie idee. Ek het selfs met die voorsitter van ons direksie gesels. Ek gevra wat dink hy van die idee. Ek dink dit is belangrik om binne 'n kantooromgewing seker te maak dat jy dit mag doen. Natuurlik, laat jou perseel dit toe. Is daar reëls en regulasies rondom troeteldiere, want daar is partykeer in die werksomgewing reëls en regulasies rondom die ander van troeteldiere. Is daar 'n plek waar hy sy draadjie kan gaan loop? Is daar grasperk tot sy beskikking? Kan hy in die kantoor lekker vrylik rondbeweeg? Is hy veilig? 'n Mens wil nie hy moet uitgaan en dan in die straat beland nie. So ek dink die verantwoordelikheid van 'n hond moet 'n mens nie onderskat nie. En dan dink ek ook dis belangrik dat 'n mens voor die tyd besef daar moet een persoon wees wat verantwoordelik is vir hierdie hond. Jy kan hom nie naweek op kantoor los met 'n bak kos en 'n bak water nie. Jy moet verantwoordelikheid neem vir hom. Hy moet ook 'n huis hê. En die kantoor kan nie sy huis wees nie. Hy moet 'n huis hê. Ek dink nog 'n belangrike ding en dit sluit ook maar aan by verantwoordelikheid is die feit dat ek dink is baie belangrik om vir so 'n hond 'n mediese fonds te kry, want ons het vir Jaap hoef dit dan maar versekering, maar ons het vir hom versekering uitgeneem en ek is nie 'n dag spyt nie, want dit beteken wanneer daar iets is wat nie lekker is nie of as hy 'n operasie moet ondergaan, tot dusver was dit daar nie nodig nie, maar daar is mediese versekering wat dit dek. So ons hoef nie bekommerd te wees dat dit uit 'n begroting kom waaruit ons eintlik ander goed moet betaal en Marula se bedryfskoste aan die gang moet hou nie. Ons betaal vir hom vir versekering en dit dek al sy mediese kostes, veral dat dit 'n ouer raak en hy maar redelik gereeld inspuitings moet kry en artritis medikasie moet gebruik, is dit maar belangrik dat hy 'n mediese fonds het. So ja, ek dink mens moet dit baie mooi deurdink, baie dink oor die praktiese goed, seker maak jy het mense se inkoop. Ja, en dan net die verantwoordelikheid daarvan aanvaar. Ek dink jy moet besef dit is soos 'n ekstra personeel wat jy aanstel en jy moet verantwoordelikheid daarvoor aanvaar. So teen die einde van ons onderhoud, julle is nou 15 jaar oud en 10 van daardie 15 jaar was Japie ook nou een van julle joernaliste. As jy nou so in jou kristalbal kyk en kyk na die volgende 15 jaar van Marula Media, ons kan nou ook sê vir mekaar dat die media landskap geweldig verander het en julle het eintlik begin in die baba skoene toe die media wêreld so verander het met die digitale platforms wat kop uitgesteek het. Wat lê vir julle voor en waarmee wil julle besig wees in die volgende 15 jaar? Ja, dit is 'n baie goeie vraag. Dit is presies wat jy sê, die media landskap het so ongelooflik baie verander en dit verander op 'n daaglikse basis. Dit is partykeer skrikwekkend. Ek vermoed dit is een van die bedrywe waaraan dinge die vinnigste verander. Ek dink ons almal beleef dat sosiale media het integraal deel geword van mediawese. Dit is nie meer iets wat ons gebruik om ons inhoud daar buite te kry nie. Dit is deel van wat ons doen.
en dit is deel van die platform waarop ons die nuus publiseer. Daar's studies wat wys dat ek dink iets so 35% mense, is waarskynlik nou al meer, beskou sosiale media as hulle bron van nuus. En is skrikwekkend as jy dink dat dit beteken mense lees dalk 'n opskrif op Facebook en hulle beskou dit as die nuus of 'n uittreksel uit 'n storie. So dit wat ons op sosiale media moet doen, ons verantwoordelikheid daar raak al hoe groter om seker te maak daai kop en uittreksel gee vir mense verantwoordelike inhoud en lok hulle hopelik om meer te lees. So die verskeidenheid raak baie groter, ons moet in meer formate nuus vervaardig. Ons joernaliste is almal opgelei om video te vervaardig, om klank te vervaardig, om foto's te neem, om stories te skryf. Hulle of kan werk, hulle moet in 'n hofsaal sit en 'n storie kan publiseer terwyl hulle daar sit sodat ons dit vinnig kan uitkry. Die verskeidenheid verantwoordelikhede wat hulle het, die verskeidenheid take waarin hulle die verskeidenheid formate waarin hulle stories moet verpak, raak net al hoe meer en al hoe ingewikkelder. So ja, dit lyk heeltemal anders as 'n paar jaar terug, maar dit is baie opwindend. Ons sê baie keer vir mekaar, die oomblik as ons voel, okay, ons het dit nou, ons kan ontspan, dan moet ons bekommerd wees, want dan is ons waarskynlik besig om iets te mis. So dit is 'n lekker omgewing om in te wees. Susan, baie dankie vir die gesprek vandag op Dieremaniere. Alle voorspoed vir Marula Media. Baie dankie vir die werk wat julle doen om ons ingelig te hou en groete vir Japie. Dankie, ek waardeer dit. Ek sal vir hom 'n stywe druk gee as ek by die huis kom. Dis nou werklik 'n hartverblydende storie om te dink dat 'n hond soos Japie so 'n groot verskil kan maak in die veeleisende wêreld van journalistiek. Baie dankie aan Susan dat sy hierdie mooi oomblikke met ons gedeel het. Wian, ons is terug by jou vir die antwoord op vandag se raaisel. Kom ons luister weer. Vandag se dier is 'n seekoei. Hoewel hulle die meeste van die dag in die water deurbring om koel te bly, is hulle uiters territoriaal en verantwoordelik vir meer menslike botsings as die meeste van die groot 5. 'n Seekoei en ook 'n baie gevaarlike dier. Dankie Wian. Volgende week bring hy nog 'n dieregeluid saam. En dit is dan waar ons vandag moet groet. Gaan maak gerus 'n draai op RSG se webtuiste. Jy kan my ook volg op sosiale media vir nog dierestories. Ek is Elsje van Jaarsveld en ek groet ook namens ons produksieregisseur Wian Nel. Tot volgende week, geniet jou diertjie en onthou hulle maniere.